Goeiemôre, 30 September en hier volg die nuus, wêreldnuus. Kom ons kop af met hoofnuus. So 'n paar uur terug. Die ambassadeur, die Suid-Afrikaanse ambassadeur in Frankryk is dood. Heel moontlik selfmoord. Hulle het hom opgespoor daar op die vloer, op die grond, buitekant sy Hyatt Hotel in Parys. En bo in sy kamer op die 22ste vloer het hulle gesien die geseelde venster wat altyd geseël is oopgevors. En hulle het hom gekry op die grond, daaronder, dood. So, kom ons kyk nou voor die einde van die dag, hoeveel conspiracy theories kom jy uit hieroor. Sover lyk het apparent selfmoord. Met ook die message wat sy vrou gekry het van hom af voor die tyd en so aan, as jy dit bymekaar sit. Maar nou ja, ons sal maar nou sien wat sê die conspiracy theoriste. Ek kan jou garantie voor die einde van die aand gaan ons hoor dat Mossad of die CIA daar agter sit. Of iemand anders, maar ons sal maar sien. So, die ambassadeur, wat sy naam? Nkosi Mthethwa, die ambassadeur van Suid-Afrika in Frankryk. Hy is oorlede. Lyk so selfmoord. Die ander groot nuus is die Gaza-oorlog, die plan van Trump. Dit lyk my dit is besig om vinnig veldbrand te sprei, soos daai plan. 'n Klomp van die nasies rondom Gaza en in die Midde-Ooste hou baie van die plan. En daar's nou ander lande wat druk op Hamas sit om die plan te vat. Nou ek het gister 'n bietjie uitgebrei oor die plan. Paar van die planreëls is dat Hamas geen meer rol en geen meer betrokkenheid in regering na die tyd nie. Die Hamas-soldate wat self oorgee, sal amnestie kry, en die wat wil waai, hulle sal geeskort word uit die land uit. Dis die een ding. Die ander ding is, daar gaan al die Hamas wapens en military fasiliteite sal vernietig word. Die land sal dan 'n neutrale regering kry, en op die oomblik gaan dit deur 'n board, hulle noem dit 'n safety board geran word, waarvan Tony Blair nogal 'n deel gaan wees en president Trump deel gaan wees, saam met 'n board of ander governors wat daai deel sal govern en dan vir die Palestynë help om die land weer op te bou. So alles wat nou stukkend en plat lê daar, sal opgebou word weer nuut vir hulle. Dis te sê, indien Hamas die plan aanvaar, as hulle dit nie aanvaar nie, sal die oorlog aanhou stap vir stap, deur tot al die Hamas ouens uit is en dood is. Ook 'n ander deel van die plan se punte was dat alle gijslaars onmiddellik vrygelaat word, en in ruil daarvoor sal Israel 'n klomp van die Palestynse gevangenes ook vrylaat uit Israel uit. So ons sal maar sien, vat Hamas dit of nie. Dan ongelukkig hoor ons dat 'n skool in Indonesië het gekollaps, en ongelukkig is daar 3 kinders dood en duisende vasgetrap. Ek hoop of nie duisende, dosyne vasgetrap onder die rabbel. Ek hoop hulle kry daai kindertjies uit so gou as moontlik, en as hy nog dood nie, en hulle kan die help wat beseer is. Dis dan maar sad ding as 'n skool kollaps, weet, met kinders op. Hier 'n paar jaar terug hier by ons was daar 'n tornado oor 'n dorp wat 'n hele skool uitgehaal het. Gelukkig het die meeste van die kinders niks oorgekom nie. Maar dit is sad as kindertjies moet, jy weet seker onder rabbel en die tipe van hom. Dan die 4de artikel wat ek vandag wil praat oor, is die possible US government shutdown vanaand, as hulle nie 'n deal bereik nie. En obviously, is daar nou die slim educated mense, ek sê educated in Engels, wat nou kom met hulle slim praatjies, wat sê, ja, kyk daar, 'n collapse die Amerikaanse ekonomie en al die. Dit het niks daarmee te doen nie. Die government shutdown elke nou en dan anyway, as hulle op 'n punt kom wat hulle nog nie 'n deal bereik het vir die budget vir die volgende paar maande nie, dan shut die government down as hulle dit nie het nie. En gewoonlik so 'n paar dae, 2-3 dae, week miskien later, en dan kom hulle met 'n deal op en dan maak hulle dit weer oop. Al wat gebeur is, sekere funksies van die government, kleiner funksies gaan shutdown, byvoorbeeld parks, die parkeraad, daai mense wat by die parkeraad werk, gaan nie werk toe kan kom nie. Paar sulke goeder, soldate, die VA, al die tipe goed ran en is befonds altyd, dit sal nie stop nie. En dan daai ouens wat hulle is op hold, hulle werk, hulle kan nie werk toe gaan, hulle kry hulle geld terug as hulle weer begin werk, en anyway.
So, maar typies weer, demokrate wat politiek speel, hulle probeer die politiek gebruik om hulle hulle goeders in te kry vir die budget wat hulle graag wil hê. En dit gebeur maar elke jaar. Maak nie saak wie in charge van die regering is nie. Die oppositie sal altyd probeer om 'n shutdown te gebruik om hulle way te kry in die budget wat vorentoe gaan. So, is dit 'n groot probleem? Nee. Is dit 'n klein probleem? Ja, dit kan 'n klein probleem wees vir 'n kort termyn vir sekere mense, maar dis regtig nie 'n groot issue nie. En dis ook niks te doen met vandag se vergadering met die generaals nie. Weet, daar's mos conspiracy theories vandag se generaal meeting met al die generaals van die hele wêreld van Amerika en die shutdown van die government en skielik gaan nie nou weer martial law kom en ons gaan die hele wêreld aanval en al die goed. Dit gaan nie gebeur nie. Dan kom ons by This Day in History, paar nice dinge. In 1882 het Thomas Edison sy eerste kommersiële hydroelectric power plant begin operate. Dis al in 1882, so mens dink net 1882 die eerste almal weet wat hydroelektriek is wat jy water gebruik wat afloop en turbines spin en dit maak krag. Daar is reg oor die wêreld vandag hydroelektriek, dis 'n goeie system wat jou skoon energie maak, want as jy gebruik die vloei van die rivier of waterval of iets om 'n turbine te spin. Een van die mees bekende hydroelectric power plants is die Hoover Dam, wat interessant genoeg op hierdie selfde dag in 1935 ingehuldig is of gededicate is. Die Hoover Dam se hydroelectric power. Ek was al by die Hoover Dam 2 keer, 3 keer, 2 keer, ja, ek dink 2 keer. Die Hoover Dam, ek wil net gedink of ek 3 keer, ek dink ek was 2 keer daar. Interessant, die Hoover Dam lê tussen Nevada en Arizona. Presies in die middel van die damwal is die grens tussen Arizona en Nevada, en in die somer, as jy oorloop van Nevada af Arizona toe, dan skip jy tyd, dan gaan jy uur terug, so jy's 'n uur terug in tyd, want Arizona, daai gedeelte van Arizona doen nie daylight savings time nie, so hulle is 'n uur ahead, of actually 'n uur agter, as jy daar oor die damwal loop. So jy moet jou horlosie stel, as jy oorklim en stel hom 'n uur, en as jy terugklim en stel hom weer 'n uur terug, as jy wil. Interessant genoeg vir die Hoover Dam. Dan in 1939 het NBC die eerste lewendige broadcast van 'n voetbalgame gedoen in Amerika. Dink net, 1939 het hulle lewendige voetbal uitgesaai op die TV. Suid-Afrika het ons eerste TV's gekry in 1975. Ons was so 'n bietjie agter, bietjie met daai tegnologie, dink ek. En ons land het sekerlik definitief te doen gehad met, ek kon nie glo te doen met sanksies nie, want die sanksies het eers daai tyd begin. Hulle het al TV's gehad van die 20s en 30s af, maar die eerste lewendige uitsending dan van voetbal, van 'n sportgame, groot sportgame, was in 1939 gewees. Dit was voor die begin van die oorlog, die Tweede Wêreldoorlog. En dan in 1966 het Bechuanaland, baie mense naam al vergeet van Bechuanaland, op hierdie dag, die 30ste September, verander republiek geword en het toe word hulle Botswana, ons neighbor. So in 1966 is hulle republiekdag op vandag, die 30ste September. En ook op hierdie dag in 1968, kan jy dit glo, 68, is die Boeing 747 uitgerol die eerste keer. En al die jare ek het al baie keer in 'n Boeing 747 gevlieg, lekker vliegtuig om in te vlieg. Ek het net 3 maande terug laaste weer een gevlieg. Lekker vliegtuig, so dit was ons geskiedenis en ons history van die laaste klomp jare wat op hierdie dag gebeur het. Dis dan vandag, 30 September, die einde van die maand, die einde September is verby, julle gaan nou in die lente in en in die somer in, en ons gaan in die herfs en die winter in. Nog 3 maande en dan is dit Kersfees. Sien julle weer môre met die nuus, baie dankie.